Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, teen hierdie tyd het daar min van die karkas oorgebly van hierdie buffel, maar nog steeds het die leeumannetjie dit op 'n veilige plek gaan sit om ook maar die laaste ou bietjie daarvan ook te neem. Dis nou nie so indrukwekkend om te sien as hy hierdie karkas sleep nie, maar toe die karkas nog vol was, het hy dit met gesleep en dit het nie gelyk na te veel moeite om dit te doen nie. Dan besef mens net weer eens opnuut die krag wat daar is in leeu wat hy dan ook so het dan. So moet ons as kinders van die Here ook weet die krag wat daar vir ons is. En een van die sake wat baie belangrik is, ons moet die verskil tussen redding en vervulling met die Heilige Gees verstaan. Ons het gekyk na die ooreenkomste tussen redding en vervulling met die Heilige Gees, maar wat is die verskil tussen redding en vervulling met die Heilige Gees? En daar is wesentlike verskille. En wanneer ons die verskille raak sien, sal ons begryp waarom hierdie twee ondervindings in elke kind van die Here se lewe so belangrik is. Eintlik moet elke mens op aarde dit ervaar en ondervind, want dis waarom die Here aan die kruis sy lewe kom gee het, sodat hierdie twee ondervindings ons deel kan wees. So die eerste wat ons wil noem, liewe vriende, is die oortuiging van verlorenheid, en dis by redding word ons oortuig van ons verlorenheid. Met ander woorde, gaan die hemel toe of gaan die hel toe? In Johannes 8 vers 44 staan daar, julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Waarom is mense op pad na die hel toe, liewe vriende? Want die duiwel is hulle geestelike pa. Dis waarom die Here Jesus in die kruis kom sterf het, sodat ons hom kan aanneem as ons verlosser en saligmaker en hy ons geestelike vader word. Dan verander hy ons dat ons sy begeertes doen. En dit saam met dit gee die Here ons die sekerheid dat ons hemel toe gaan. Wanneer dit kom by die kind van die Here met die vervulling met die Heilige Gees, word ons nie meer oortuig van ons verlorenheid nie. Dis uitgesorteer, ek het sekerheid ek gaan hemel toe. Maar ons word oortuig van ons onreinheid. Ons sien dat ons nie in 'n oorwinnende of 'n diensbaarheid leef nie. Romeine 7 vers 15 sê, want wat ek doen weet ek nie, want wat ek wil dit doen ek nie, maar wat ek haat dit doen ek. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. En hier kom ek as kind van die Here agter, ek is nie diensbaar, ek leef nie in oorwinning nie, is iets wat my keer, is iets wat my verhinder. Ons verwys baie keer na 'n val en opstaan lewe. En dis juist hier wat hy kom sê, daar's iets wat my verhinder en hy sê, dis hierdie sonde wat in my woon, hier's 'n onreinheid hier binne in my en dit weerstaan God se werking in my lewe. Ek moet hiervan vrykom. Die tweede is, liewe vriende, by redding word ons verlos van Satan se mag. Met ander woorde, ek word 'n kind van die Here. Kolossense 1 vers 13 sê, en hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. So die Here verlos ons van Satan se mag. Hy red iemand en hy verander iemand om 'n kind van God te word. En die Here doen dit so, liewe vriende, dat ek met 'n absolute 100% sekerheid in hierdie lewe kan sê, ek weet ek gaan hemel toe, ek is uit die koninkryk van die duisternis in die koninkryk van die lig. En ek het die wonderlike sekerheid dat ek 'n kind van God is. Ek kan nie weer 'n kind van die duiwel word nie. Wanneer dit kom by die kind van die Here, liewe vriende, word ons verlos van die inwonende sonde of die onreinheid wat daar is. Romeine 7 vers 24 sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Jy sien hierdie inwonende sonde, of soos hier wat dit beskryf word in vers 24, liggaam van die dood, hierdie onreinheid binne in die kind van die Here se hart, weerhou hom om algeheel aan die Here oorgegee te wees, weerhou hom om diensbaar te wees. En dis hiervan wat hy gereinig moet word, en as hierdie onreinheid uitkom, dan kan hy vervul word. So mag die Here u hierop wys en mag die Here ook so verheerlik word. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons duidelik kan sien dat hierdie twee ondervindings in elkeen van ons lewe wil doen, en ons bid dat mense ook so met U sal deurgaan. Amen.